Welkom terug, die kunstenaar alweer Dian is alweer op ons geelbank en ons gesels oor 'n splinternuwe enkelsnit, 'n klim op my voete. Goeiemôre. Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou vanoggend? Baie lekker, het gaan goed. Het is lekker vroeg, maar ek is bly om hier te wees. Dis 'n maandag. Ja? Dit is 'n maandag. Dit is 'n maandag. Maar ons sosiale media vraag vandag is, as jy in enige ander land moet gaan bly, nie of jy wil, wat as jy nou moet iewers anders bly, waar sal jy bly en hoekom? Ek dink dit is vir my 'n maklike vraag, want ek was so 'n paar maande terug was ek in Nieu-Seeland vir 'n maand. Ja. Dit sal verseker my antwoord wees. Dit Regtig? baie Hou jy lekker. nie van die son nie? Kyk, toe ons al was daar son. Wraggies. Ja, ek was daarom daar in die lekker tyd van die jaar. Baie geluk. Ja. Het jy gaan toer, het jy gaan kuier, wat het jy gaan doen in Ons het Nieu-Seeland? bietjie gaan kuier vir familie daar. Vir my sussie hulle wat so rukkie terug soontoe is, so ons moes gaan kuier het. Ons het hulle te lank lank gesien Ja. en die het ook nou 'n babatjie gekry, so ons moes gaan kuier het daar Waar in Nieu-Seeland was jy gewees? in Auckland. Okay, so waar Ja. baie van die Suid-Afrikaners juist dan nou is. Presies, ja, ons het elke dag 'n Suid-Afrikaner gesien of gehoor iewers. So dit was nie te ver van die huis af nie. Kyk, ek kan dit verstaan want ek het al gesprekke gehad met mense wat my gesê het, selfs al gaan jy net vir vakansie, is dit 'n baie natuurskoon, verskriklik mooi plek. Mense is baie gaaf en aangenaam. So Nieu-Seeland dink ek is 'n goeie antwoord. Ek kan Ek stem nie, verstaan. dit is baie mooi en soos ek sê, die mense is vriendelik soos wat jy ook nou sê, maar ja, jy kry jouself praat met jou familie en dan kom sê iemand vir jou, hoor jy, van waar is jy? So nee, dit was lekker. Jy was nou in Julie maand het jy 'n draai by ons kom maak. Julie of Junie dink ek. Met Klei, hoe gaan dit met die liedjie Klei? Alles alright, loop hy Baie mooi? goed, hy is nog gelukkig. Hy doen goed. Ja, hy is nog gelukkig, die mense geniet hom, klink dit vir my so. Netjies. Ja, nee, nog baie goed. Netjies. En nou 'n spiksplinter nuwe ene. Klim op my voete. Ja. Waar kom klim op my voete vandaan? Ek dink as 'n mens dink aan klim op my voete, dan dink jy outomaties 'n klein dogtertjie wat op haar pa se voete dans. Ja. Maar ek het dit maar net gebruik as 'n manier om te sê, dans met my. Die liedjie gaan oor om 'n toekoms saam met iemand te bou. Maak nie saak in watter seisoen van die lewe jy is nie. Fisies en figuurlik, letterlik en figuurlik. Maak nie saak watter seisoen nie. Die eerste versie praat van die somer, die wind en die son, en die tweede versie praat van die vure wat brand en die takke is aan die kant. Die takke wat aan die kant is, toe ek het geskryf het, toe vra ek nog vir my familie, wat dink julle beteken hierdie, want ek wil net hê dit moet reg oorkom. En ek het allerlei slim antwoorde gekry, maar al wat dit eintlik beteken is, daar's nie meer blare op die bome nie. So hulle is mooi netjies. Ja. So dit gaan maar oor om 'n toekoms saam met iemand te bou, maak nie saak wat nie. En ek dink dit is so belangrik, partykeer, jy weet, deesdae dink ek, of dit 'n vriendskap is en of dit 'n verhouding is, 'n romantiese verhouding is, jy weet, mense is daar vir die lekker, maar mense wil nie meer daar wees vir, soos jy sê, elke seisoen nie, om daai moeilike tye ook saam te wees, en dis so belangrik om daai ook, as jy 'n regtige gehegte verhouding te bou, deur elke seisoen saam met iemand daar te wees. Presies. Sjoe. Presies. Hoe het jy so gepraat van elke seisoen? Hulle sê trou is nie perde koop nie. Ja, nee, kyk. Ja, maar so jy gaan nou ek wou nie sê perde koop nie. Jy gaan nou trou in April, Ja, nee. ja. Vertel vir my van die seisoen. Dit moet die mees spanningsvolle ding wees nou, die opbou na so 'n troubesigheid. Weet jy wat, dis wat almal vir my sê, maar ek wag nog vir die spanning. Sover is dit net lekker gewees en min stres. Ek dink Regtig? ek dink ons het vroegtydig begin met alles. Dis net 'n partytjie. Dis maklik. Jy moenie dit sê, jy moenie laat sy jou hoor nie. Die oomblik as hy hoor jy dink dis net 'n partytjie, as jy in diep moeilikheid. Wie reël die meeste van hierdie goed? Sy Nee, natuurlik. ek en sy reël dit maar saam. Hoe is dit? Ek dink dis wat dit so min Ja. sulke min spanning veroorsaak. Ons dis nie een ou se werk om oor te stres nie. Ons stres saam daaroor en dit maak dit maklik. Maar Dian, jy wat self in radio werk ook, hoe belangrik dink jy is ligtyd vir kunstenaars is steeds om hulle musiek by die mense uit te kry? Dink jy radio speel steeds 'n baie sterk en belangrike rol vir al opkomende kunstenaars? Ek dink dit speel verseker 'n baie groot rol. Ek dink ons nog baie mense meeste mense luister musiek in hulle karre van hulle fone af, maar ek dink mense mis ook daai interaksie, twee ouens wat 'n gesprek met mekaar voer, om ook op hoogte te bly. Ek meen, mense luister radio vir die nuus en saam met die nuus kom ook nuwe musiek en ek dink dit is 'n groot ding of mense dit wil erken of nie. Mense hoor nuwe musiek op die radio en dit is wat die kunstenaars nodig het. En dan as jy dit vergelyk met is iets so sosiale media, hoe belangrik dink jy is sosiale media om jou musiek 'n blootstelling te gee?
ongelukkig baie belangrik. Ek dink ek is iemand wat sukkel met sosiale media. Dit voel soos soveel werk en ek dink as iemand wat musiek maak, wens jy die musiek is genoeg. Ja. Maar ja, in vandag se tyd moet 'n mens baie sosiale media doen en dit is maar ek meen mense is verslaaf van hulle fone. Mense gaan jou raak sien as jy aktief is op sosiale media. So ek dink dit is belangrik. Dink jy toere na klein dorpies toe is ook steeds belangrik en speel 'n belangrike rol vir opkomende kunstenaars? Jy het nou iets soos radio en ja, mense hoor dalk jou liedjie of hulle sien dit dalk op sosiale media iewers rond. Maar daai interaksie met 'n gehoor, dink jy mense koop meer in vir 'n kunstenaar as hulle regtig daai interaksie al gehad het en amper die kunstenaar bietjie beter leer ken het? Ek dink verseker so en ek dink dit is in my lewe speel dit ook 'n rol gespeel. Van die kunstenaars wat ek gesien het op die verhoog, toevallig, weet ek nie gegaan het om hulle te sien nie, is ek nou vandag 'n aanhanger van. En dit is weens hulle verhoog persoonlikheid, maar ook hulle talent. Want ek dink iemand wat 'n liedjie opneem, wat mooi, jy weet, mooi ge-auto-tune gestel word, klink altyd mooi, maar as daai persoon goed klink op 'n verhoog, dan beïndruk dit my soveel meer. En ek dink dit is verseker so met ander mense ook. En met klein dorpies spesifiek, ek dink 'n klein dorpies is baie keer baie afgesonder van die wêreld af. Miskien is dit 'n gemeenskap wat nie so op hulle fone is nie. Jy weet, 'n baie klein dorpie wat nog 'n bietjie meer oudtyds leef as ek dit so kan stel. En ek dink om by hulle uit te kom en vir hulle ook jou persoonlikheid te wys, dink ek is 'n goeie ding. Wie is daai een kunstenaar wat jy al gaan sien het live en na die tyd jy nooit besef hoe ongelooflik talentvol die kunstenaar is nie tot jy hom live sien en dan dink jy, wow, is al so iemand. Daar is die eerste een wat in my kop inkom is Joshua Nadireen. Want sy musiek is ongelooflik, maar om hom te sien op die verhoog is ook iets anders. En dan Spoegwolf, ek dink dit is waar meeste mense aanhangers word van hulle, groot aanhangers word van hulle, is om te sien daai malligheid wat op die verhoog aangaan, maar ook die rou talent. Ek sien te senuweeagtig vir daai shows. Ek bang Dani val daar van 'n installasie af elke keer. Ja, jy moet net nie in die voorste ry staan nie. Dis reël nommer 1. Bly weg. Anders word jy dalk ook nat. So, Wat lê voor vir die res van 2026 vir jou? nog nuwe musiek, die troue wat voor lê. Ons trek nou in 'n nuwe huis in. So daar's allerlei opwindende dinge wat voor lê. Ek dink dit gaan 'n besige jaar wees met radio, met musiek en ja, ek dink dit gaan 'n lekker jaar wees. Ek hoop om nog lekker musiek uit te bring, ja. Baie sterkte in jou persoonlike lewe, die troue, die huis en die musiek ook. Ons sien uit daarna na die nuwe musiek en ons wens jou alle beste toe vir die troue wat voor lê. Baie dankie, ek waardeer dit. Ons kan nie wag nie. Bly net daar wees want net hierna gaan alweer Dian vir ons sing ook. Ons is nou weer terug.